lied, maar die woorde van die versies is eintlik progressief, lei dit jou in aanbidding. Ons gaan verder met Genesis hoofstuk 9 waar ons vanoggend begin. Ons het klaar gemaak met hoofstuk 8 verlede week. Ons gaan met hoofstuk 9 begin. En ek moet vir u sê, ek was nou die week, soos wat 'n mens maar vooruit lees, met die voorbereiding was ek redelik baie besig met die verbond. Want dit gaan oor die verbond van God met Noag, maar daar's 'n gedagte aan die begin van die hoofstuk wat ons aandag vanoggend verg. Iets baie belangrik wat ons moet vasmaak. So ons gaan net die eerste 7 verse lees. Genesis hoofstuk 9 vers 1 tot 7 is ons skriflesing en u kan daarin blaai. Ons gaan in die ou vertaling lees. Nou, ek het dit as gevolg van dit wat ek hierdie week gelees het, kan ek met goeie autoriteit sê dat daar blykbaar 3 kamele in die ark was. Van al die diere 2, van die reindiere 7, maar daar was 3 kamele. Toe Noag staan en die diere stap by hom verby die ark in, toe stap daar 3 kamele in en Noag sê, luister, hier's 'n probleem. Een van julle sal moet terugdraai. Toe sê die een kameel, wel, dit kan nie ek wees nie. Want ek is daai kameel wie se rug deur die laaste strooi gebreek word. Ek kan nie bly nie. Die tweede een sê, maar dit kan ook nie ek wees nie, want ek is daai kameel wat deur die oog van die naald moet gaan vir die ryk man om gered te word. En die derde kameel sê, wel, dit kan ook nie ek wees nie. Want ek is die kameel wat deur mense ingesluk moet word as hulle die muggies uitsif, maar die kameel insluk. So op grond daarvan sê Noag toe, wel, wie gaan ons nou los? 3 kamele in die ark. Dis net 'n grappie. Dis net om te kyk. Daar was 2 kamele op die ark. Genesis hoofstuk 9, ons lees net die eerste 7 verse. En God het Noag en sy seuns geseën en aan hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel, alles wat op die aarde beweeg en al die visse van die see, hulle is in julle hand oorgegee. Alles wat beweeg en lewe sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante gee ek dit alles aan julle. Net die vleis met sy siel, met sy bloed mag julle nie eet nie. Maar wat julle eie bloed betref, dit sal ek eis. Van al die diere sal ek dit eis, ook van die mens, van die een teenoor die ander, sal ek die siel van die mens eis. Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word, want God het die mens na sy beeld gemaak. Maar julle, wees vrugbaar en vermeerder, wemel op die aarde en vermeerder daarop. Dis tot daar wat ons skriflesing vanoggend vorder. Mag die Here ook die oordeenking ryklik aan elke hart en elke siel seën. Ek gaan vra dat die manne staan, dan bid ons saam. Kom ons nader tot die troon van genade. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis kan ontvang wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid. Here, ons harte is vanoggend met hierdie dankbaarheid gevul vir al u goedheid. Ons het gister fees gevier as 'n gemeente. Ons het u gedank vir u goedheid. Dit was goed en reg om saam te eet en saam te kuier, want u is vir ons goed. Maar vanoggend wil ons stil staan by u woord en ons wil bo alles dankbaar wees vir die Here Jesus. Vir Jesus se lewe, vir sy gewilligheid om homself te gee as die enigste offer wat ons kan red. Maak die gedagte vas. Daar is baie ander dinge wat ons vanoggend gaan bespreek. Sal u die waarhede in ons harte indra, sal u die waarheid vasmaak tot lof en eer van u naam. Amen.
In die verhaal van Genesis is ons nou aan die buitekant van die ark. Nou vanoggend se tema is 'n bietjie, dis minder gereformeerd, maar verdra my, jy sal verstaan wat ek bedoel. Die tema is, jou lewe is kosbaar. Miskien moes ek gesê het, 'n lewe is kosbaar. Ons gaan praat oor hierdie paar verse, Genesis 9 vers 1 tot 7, en miskien het jy agtergekom dat daar is boekhouers in hoofstuk 9 vers 1 en vers 7. Daar's boekhouers aan weerskante van hierdie gedeelte. Hulle klink so. Die sleutelgedagte is vers 1 en God het Noag en sy seuns geseën, dis die sleutelgedagte. Die boekhouers is, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Vers 7, maar julle, wees vrugbaar en vermeerder, wemel op die aarde en vermeerder daarop. Sien jy die boekhouers? Wees vrugbaar en vermeerder, die twee boekhouers. Tussenin is daar 'n baie belangrike tema. En die tema wat ek daarin gegee het, ek hou daarvan om die Bybel te gebruik en die tema daar uit te haal, maar vanoggend het ek gekies om te sê, jou lewe is kosbaar vir die Here. Hier is ons nou by 'n nuwe begin. Ons het verlede week daaroor gepraat. Hulle kom uit die ark uit. 'n Nuwe wêreld, herskepte wêreld. Die diere en die mense moet nou uit die ark uit. Hulle moet 'n nuwe begin maak. Hulle moet 'n nuwe bestaan vestig op aarde. En God gee in hierdie nuwe begin dieselfde opdrag as wat hy vir Noag, as vir Adam gegee het, gee hy nou vir Noag. Maar daar is tog 'n verskil. En in hierdie gedagte wil ons vanoggend 'n paar hoofsake net in u hart lê. Die eerste gedagte waaroor ek met u wil praat is, die mens se nuwe begin in die natuur. Daar word iets gesê van Noag, sy seuns en hulle vroue, Noag met sy vrou en sy seuns en hulle vroue, wat 'n nuwe begin maak, maar die natuur. In 'n sekere opsig word Noag soos Adam die een wat die weg moet baan. Hy is in hierdie opsig 'n tweede Adam. Die verskil is net, hy moet dit doen in 'n sondige wêreld, Adam kon dit doen in 'n sondelose wêreld. Noag het nie die voorreg van Adam om met 'n sondeloosheid te begin nie. Noag was 'n sondaar. En ons het gelees, jy sal baie lank terug onthou, Genesis 1 vers 28, God het hulle geseën, dis nou vir Adam en Eva, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Dis dieselfde boodskap nou, dieselfde boodskap as wat hy gee aan Noag. Dieselfde boodskap as wat hy gegee het aan Adam, gee hy nou aan Noag. Maar die tema hier is, God gaan nie meer vervloek nie. Ons het verlede week daaroor gepraat. Daarom word vermeld in vers 1, God het Noag en sy seuns geseën. Die vervloeking, die oordeel is verby. Hier is 'n tydperk van seën. God se geopenbaarde wil. Hy sê dit hier. Sy wil is dat die mensdom nou moet vermeerder, dat daar groei moet wees, dat daar progressie moet wees, dat daar toename moet wees, kennis moet toeneem, die kunste, die wetenskap, huise moet gebou word, landerye moet geplant word, boorde moet aangelê word, en al hierdie dinge wat deel vorm van 'n samelewing, reflekteer die kreatiewe, die skepping, of die skepende hart dan, van ons God. Daarom sê ek het gister dit vir u gesê toe ons bymekaar is, God hou van mense. As mense bymekaar is, as mense kuier en gesels en saam eet, dis vir God goed en reg en mooi. Vooruitgang in die samelewing, dis goed en reg en mooi. Dis so anders. Ek het al in die skepingsverhaal en ook nou met Noag se verhaal het ons terugverwys na sekere ander vertellings. Dis buite Bybelse bronne. Wat as dit nie saam met die Bybel stem nie, is hulle verkeerd. Ons glo die Bybel. Die Sumeriese en die verhaal van Atrahasis, dis alles ou vertellings. Nou, ek het ook vir u gesê, vir daardie gode wat hulle nou voorstel was, hulle was geïrriteerd met die kinders wat geraas het. Hulle was geïrriteerd met die mense se geluide wat hulle gemaak het. En daarom het hulle gesê die vloed gekom. God is nie so nie. God hou van die gehuil van babas. God hou van mense wat gesels. God hou van mense wat bymekaar kom en wemel, want God is 'n God van mense. En ons het agtergekom, dit gaan nie in 'n gemeente, in 'n kerk oor die geboue nie, dit gaan oor die mense. Dis die kerk. Dis waarin God belangstel. Dis waaroor dit gaan. Weet jy, sosioloë het besef met hulle navorsing, wanneer samelewings, wanneer beskawings, deur die eeue, deur die geskiedenis van die mensdom, wanneer hulle
groei toon, 'n populasiegroei beleef, dan is dit wanneer hulle die seën van God ervaar. Maar veral in die westerse wêreld het hulle agtergekom dat mense wegdraai van hulle Christelike oorspronge en hulle raak los van Bybelse beginsels. En weet jy wat gebeur onmiddellik? Die populasiegroei neem af. Ewe skielik is daar nie meer 'n groei by mense. Christene is soos God pro-lewe. Dis nie 'n goeie uitdrukking of 'n uitdrukking wat ons baie gebruik in Afrikaans nie. Die Engels is pro-life, né? Dis nou hierdie Christene is vir die lewe. Christene is mense wat hou van mense, wat voorstanders is van produktiwiteit en groei en vooruitgang. God het behaag daarin dat kulture en nasies groei en hy wil dit seën. Hy wil mense help om toe te neem en om hulle op hierdie manier sy seën te wys. Daarom is Christene, kinders van God, lief vir mense. Weet jy wat is die teendeel? Die ander kant van die munt is, as jy nie lief is vir mense, lief is om te dien en te help en hierdie selfde liefde van God deel nie, dan het jy 'n selfliefde, dan het jy 'n selfsug, 'n liefde vir self in jou eie begeerlikheid. En dis kontra die Bybel. Nou ons het gesê daar is 'n sterk ooreenkoms tussen Genesis 1 se mandaat en dit wat ons hier lees. Maar daar was 'n weglating. God het vir Adam en Eva gesê, hy het hulle geseën en hy het gesê vermeerder, vul die aarde. Hy sê vir Noag en sy seuns, vermeerder, vul die aarde. Maar die verskil is, kyk na Genesis 1 vers 28. Wees vrugbaar en vermeerder, vul die aarde. Vir Adam het hy gesê, onderwerp dit en heers oor die aarde. Dit het hy nie vir Noag en sy seuns gesê nie. Inteendeel, as gevolg van sonde sien jy nou hoe dinge verander het in vers 2 wat ons gelees het. Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel, alles wat op die aarde beweeg en al die visse van die see. Dis die effek van sonde op die wêreld. Die effek van sonde is dat diere van nature vir jou bang is. Dat diere vir die mens bang is. Dit was nie so voor hierdie tyd nie. Die harmonie wat daar was tussen die mens en diere is ewe skielik deur sonde versteur. Die harmonie wat ons sien tussen Adam en die diere. Ons het die beeld in ons kop van Adam, die diere wat na hom kom en hy gee vir hulle name. Adam wat miskien streel oor die leeu of die luiperd of selfs die dinosaurus, né? As jy nou die goeters ken, sal jy verstaan hoekom ek so sê. Maar Adam was nie bang nie en die diere was nie bang vir hom nie en daar was 'n harmonie. Hulle het saam geleef. Daar was vertroue, daar was vrede. Dit is soos die aarde was in Noag, in Adam se tyd, voor Noag. Dit is soos die aarde sal wees in die hemel. Dis iets om na uit te sien vir die van julle wat diereliefhebbers is. Vir die van julle wat nie hou van hondehare op julle klere nie, sal dalk nou dink dis nou nie so lekker nie. Maar as jy lief is vir diere, dis hoe die hemel gaan wees. Geen vrees, geen verskrikking van die dier of van die mense kant af. God se aanvanklike intensie was harmonie, orde, nie twis en vrees en wantroue nie. Dit alles het verander na die vloed as gevolg van sonde, as gevolg van sonde. Nou die meeste diere dien nie meer die mens nie. In Noag, Adam se tyd het die diere was gemaak, geskape om hom te dien, om die mensdom te dien. In ons dag, nou na dit wat ons hier lees van Noag, is veral wilde diere 'n bedreiging vir die mensdom, nie waar nie? En dis interessant as jy na die teks kyk en jy lees mooi, is die klem net mooi in die ander rigting, nie dat die mens bang moet wees vir die diere nie, maar God maak die diere bang vir die mens. Het jy dit agtergekom? Die diere kry 'n instinktiewe vrees vir die mens. Nou daar is uitsonderings. Ons het almal, of die meeste van ons het hondjies of katte of hierdie geliefde fillies of wie ook al u hond se naam is of kat se naam is. Maar jy moet dink daaraan. Sonde se effek het gemaak dat diere bang is. Ek het die ander dag 'n hondjie teëgekom wat seer het
nou wil jy die hond help, maar hy's bang vir jou. Ongeag oor wat gebeur het, ek weet nie wie het hom seer gemaak of hy raak gereis of wat nie, maar nou wil ek hom help, maar hy's bang vir my. Hy verstaan nie, ek wil hom help nie, daar's geen vertroue van sy kant af nie. Nou daar is uitsonderings natuurlik, ek dink nou, as 'n mens dink aan die beeld in ons koppe, ek is nou maar 'n ou wat my verbeelding lekker kan gebruik, jy sien 'n ou wat 'n troeteldier het, en dan is dit 'n leeu, of 'n luiperd. Ek het al sulke mense geken, en dan dink jy, ek weet nie of ek so troeteldier sal wil hê nie, want die dag as hy hom vir jou wip, het jy moeilikheid. Die dag as hy vir jou kwaad word, dan gaan jy tweede kom. Jy het geen verweer teen so 'n troeteldier nie. Maar ek wil hê, jy moet vanoggend saam met my net vir 'n oomblik stil staan en dink, die beeld van 'n man wat 'n leeu se maanhare vryf, vir ons is dit vreemd. In die skepping voor Noag was dit nie vreemd nie. Dis hoe dit moet wees. Dis hoe dit was. Geen vrees, geen instinktiewe vrees, by dier of by mens nie. Absolute harmonie. Ons lewe in dieselfde wêreld as Genesis 9, waar God gesê het, diere gaan vir jou bang wees. Visse skrik as jy loop en hulle sien net die refleksie, of hulle, as jy naby 'n poel kom waar daar visse, hulle skrik, hulle vlug. Hoekom? God het dit so gemaak. Ons lewe in daardie wêreld en ons behoort te dink, dis sonde. Dis wat sonde doen. Dawid sê in Psalm 8, die baie bekende Psalm 8, vers 6, U het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese. Dis nou die mens. U het die mens geskep weinig minder as engele en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers, let op die woorde, U laat hom heers oor die werke van U hande. U het alles onder sy voete gestel, skape en beeste, die almal, en ook die diere van die veld. Nou is hier 'n kwessie, want dis nie meer so nie, né? Ons heers nie, inteendeel, die Hebreërs skrywer verwys daarna, Hebreërs 2 vers 7 en 8 sê, U het hom 'n weinig minder gemaak as engele, met heerlikheid en eer het U hom gekroon en hom oor al die werke van die hande aangestel. Alle dinge het U onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge aan hom het U niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. En dan sê die Hebreërs skrywer by, maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. Nou is dit nie so nie. Sonde het die mensdom duur te staan gekom. Nie net die diere nie. Selfs as jy kyk na die weer. Die skepping dien die mens nie meer nie. Die skepping is in baie gevalle vir die mense bedreiging. Droogtes, orkane, vloede, aardbewings, wilde diere. Dis al die vrese. As jy 'n nuwe stuk land moet ontdek waar iemand nog nooit was nie, dan is jy bang. Want die goed dien jou nie, dis nou 'n vyand. Die mens se nuwe begin in die natuur het die smet, die sleepsel van sonde saamgebring en ons voel dit, ons weet dit, ons ken dit. Tweede hoofgedagte. Daar word ook iets gesê van die mens se nuwe dieet, 'n nuwe begin. Nou word daar iets gesê oor 'n nuwe dieet. Vers 2, die laaste paar woorde en dan vers 3. Hulle is in julle hand oorgegee. Alles wat beweeg en lewe sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante gee ek dit alles aan julle. Die mens se regering is nou 'n regering van dood. 'n Verbruikersmentaliteit. Is nie genoeg om net 'n hoendertjie aan te hou vir 'n eiertjie op 'n dag nie. Jy wil nou 'n battery aan lê. Die hoenders moet op hok sit want jy wil baie batterye hê. Baie eiers hê altyd verskoon tog. Jy wil baie eiers hê. So nou is daar 'n produksie. Daar's 'n mentaliteit van verbruikers. Daar is 'n mentaliteit van doodmaak want ons wil eet. Die mens sal nou diere doodmaak wat vroeër metgeselle was, word nou doodgemaak vir kos. Nou daar's verskeie menings waarom God die dieet verander het. Vroeër lyk dit het hulle nie vleis geëet nie. Nou hier by Noag met die nuwe herskepte lewe, met die nuwe herskepte aarde, nou eet hulle vleis. Alles word nou geëet. Nie net vleis nie, maar alles is nou jou kos, sê God. Ek wil net byvoeg, as ek nou my Bybelse kommentaartjie moet bysit vir die ouens wat lief is vir 'n lekker stuk beef
vir 'n stuk rampsteak of wat jy ook al lief is om te eet. Dis Bybels. Dis nie verkeerd nie. Was dit Oxenche wat nou met die Wêreldbeker gesê het, slaai wen nie skrams nie, né? Dis slaai gaan jou nie ver bring as jy bietjie wil bou, as jy wil. God gee vir ons 'n nuwe dieet. Maar ek wil hê jy moet dink saam met my aan die beginsel wat gevestig word. Sonde skend en breek verhoudings. Dit wat vroeër metgeselle was, word nou ons kos. Dit wat vroeër vir ons troetel was, is nou vir ons bang. Maar in genade het God beperkings gestel. Kyk saam met my na vers 4 wat ons gelees het. Net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie. Die Engelse vertaling sê, but you shall not eat flesh with its life. That is its blood. So die lewe en die bloed word eintlik as 'n sinoniem gebruik. En dis eintlik baie bekend in die Ou Testament. Dat bloed is die embleem, bloed is die simbool vir lewe. En dis nie 'n primitiewe of 'n argaïese manier nie. Dis nog steeds vandag so. As jy by die ongevalle inkom deesdae, vat hulle heel eers jou vital signs, as jou lewenstekens. Hulle vat jou bloeddruk, hulle kyk na jou polsslag. Dis 'n teken van lewe. As daar bloed is daar lewe. En wanneer Hebreërs 9 vers 22 praat van sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie, dan praat hy van jy moet jou lewe gee. Die dier moet sy lewe gee. Jesus se bloed, as ons verwys na die bloed van Jesus, reinig ons van alle sonde. Is dit sy lewe wat hy gegee het? Dit sou nie reg gewees het, sou net nie gewerk het as hy bloed geskenk het en bly lewe het nie. Hy moes sy lewe gee. Dis hoe die Bybel daarvan praat. So die Here sê, jy mag diere eet. Maar jy mag nie soos 'n dier wreed en bloeddorstig wees wanneer jy aan diere eet nie. Ek dink maar altyd in my gedagte aan die goed wat jy in die wilde in die wildtuin sien en so voort. Jy sien partykeer van die hyenas, wilde honde wat begin vreet aan die zebra, en dan is hy nog nie eens dood nie, maar hulle vreet al, hulle byt al jy uit sy bout uit stukke vleis. Dis dieragtig. Dis sê God, dit werk nie so nie. Die beginsel wat hy sê is, daar is waarde in 'n lewe, selfs die lewe van 'n dier. So jy moet respek hê vir bloed. En die implikasie is die minimum wreedheid. As jy 'n dier moet slag om te eet, moenie wreed met hom omgaan nie. Moet hom nie laat ly, onnodig laat ly nie. Dis 'n Bybelse beginsel. In Levitikus 17 met die voorskrifte van die offers word hierdie woorde bykans woordeliks, verbatim herhaal. Jy mag nie die vleis met die bloed eet nie. Baie ouens sê, dit is die gevaar van die bloed. Dit gaan nie oor die bloed soos jy om die bloed eet, dit gaan oor 'n wreedheid. Dis die gedagte. Nou ons weet vandag as hulle dier slag, sy bloed word gedrein. Dis om die vleis skoon te kry. As jy gaan skiet in die wild nou, dan jy skiet 'n bok of 'n wat jy ook al skiet, dan moet hy so vinnig as moontlik uitbloei, anders is sy vleis nie bruikbaar nie. In Handelinge 15 word daar 3 voorskrifte gegee vir die heidene. Interessant genoeg, om te sê, dit was nie net in die Ou Testament nie. Vir die heidene, as hulle soos saam met die Jode wil aanbid, 3 voorskrifte sê die raad in Jerusalem. Hulle mag nie kos eet wat aan afgode geoffer is nie. Hulle mag nie kos eet wat bloed in het nie, met ander woorde kos wat verwrig is die woord wat hulle gebruik het. En dan ook seksuele immoraliteit. As hulle daaraan wil getrou bly en dit doen, kan hulle saam met ons aanbid. Wat is die hoofsaak? Die waarde van 'n lewe word vasgestel. Lewe is kosbaar en so moet ons handel. Selfs die manier waarop ons kos voorberei. Ons moet handel volgens hierdie beginsel. 'n Lewe is vir God kosbaar. Selfs diere se lewe is vir God kosbaar. Maar die derde gedagte, nadat ons met die mense die eet klaar is die waarde van menslike lewe. Dit is asof die Here wil fokus op die mens, want dis belangriker. Vers 5. Maar wat julle eie bloed betref, dit sal ek eis. Van al die diere sal ek dit eis. Ook van die mens, van die een teenoor die ander, sal ek die siel van die mens eis. Weereens, bloed is gelykstaande aan lewe. Dink so daaraan. Alle lewe is vir God kosbaar, maar 'n menselewe baie meer as 'n dier se lewe. Dit word bevestig in die 6de gebod.
Jy mag nie doodslaan nie. Ek dink daar's 7 of 8 verskillende maniere in Hebreëus waarop hulle praat van doodmaak, vermoor, verskillende maniere om dit te sê. Om iemand dood te maak, om 'n lewe te neem. Jy mag dit nie doen nie, die 6de gebod, baie duidelik. 3 maal in hierdie een vers word dit herhaal. Let op. Hy sê, julle bloed sal ek eis, van al die diere sal ek dit eis, en die een teenoor die ander sal ek die siel van die mens eis. 3 keer word dit herhaal. U weet in die Ou Testament het hulle nie uitdrukkings gehad of uitroeptekens nie, en hulle het nie drukkers gehad soos ons wat dit bold druk nie. As hulle dit wil beklemtoon, dan het hulle dit herhaal. 3 keer sê God, ek sal jou lewe eis. Ek sal jou lewe eis. Die lewe van 'n mens sal geëis word. Nou ja, alle soorte onregverdige bloedvergieting word veroordeel. Moord, selfmoord, genadedood, aborsie, en die lys gaan aan, en die lys gaan aan. Die beginsel is, God gee lewe, hy mag lewe neem. Mense sê, maar dis my lewe, ek kan dit nie. Dis nie jou lewe nie. Die Bybel sê, dis nie jou lewe nie. God het dit gegee. Hy mag dit neem. Niemand anders mag dit neem nie. Ons lewe in 'n tyd waar die waarde van 'n lewe, van 'n mens se lewe, word geminag. Inteendeel, ons samelewing is partykeer so deurmekaar dat ons partykeer kyk na die lewe van 'n dier en die lewe van 'n mens en jy dink, ek sal eerder die lewe van 'n dier wil spaar. Want jy het nie 'n Bybelse kompas om vir jou te sê, nee, die lewe van 'n mens is baie meer werd as die lewe van 'n dier. Onthou julle, 'n klompie jare gelede, gelukkig het ek Google gehad, so ek kon gaan soek. Dit was in 2016, 28 Mei 2016. Jy sal dit dalk onthou. In Cincinnati in die dieretuin, toe het 'n klein seentjie, 3-jarige seentjie, het oor die reëling geklim en hy val binne in die hok van die gorilla. Onthou julle die verhaal? Hy val binne in die grag en die gorilla hardloop na hom toe. Die mannetjie het na hom toe gehardloop. Die 3 wyfies dink ek het die dierewerkers, die dieretuinwerkers gesê hulle moet agtertoe gaan en die wyfies het gegaan, maar die mannetjie het na hom toe gehardloop. En binne minute moes die dieretuinwerkers besluit wat gaan hulle doen, want toe gryp die gorilla mannetjie die seentjie en hulle weet nie wat gaan hy met hom doen nie. Harambe was die naam van die gorilla. En die een dieretuinwerker besluit wat hy gaan doen is, hy gaan die seentjie red, want hy weet nie wat die gorilla gaan doen nie. En hy skiet die gorilla. Chaos. Nou verstaan my reg, ek sou ook graag wil hê hulle moet die gorilla probeer red, maar wat doen jy in so 'n situasie? Wat is die belangrikste? Watter lewe is die belangrikste? Die Bybel sê, 'n mens se lewe. Die mens se lewe. Wat my verstom het, is dat die media en die groene ouens se noodkrete, hulle uitroepe was, maar wie sê die lewe van 'n seentjie is meer werd as die lewe van 'n gorilla? En die antwoord is, die Bybel sê so. Die Bybel sê, jy red die lewe van 'n mens, bo die lewe van 'n dier. Daai ou moes besluit, en hy maak 'n keuse, en hy word gekritiseer daaroor. God sê, die lewe van 'n mens is meer werd as die lewe van enige dier. Nou verstaan my reg, vriende, dit beteken nie, die mens is beter, of kan meer beteken, of kan, dit gaan nie oor prestasie, of meriete nie. Dit gaan oor 'n beginsel wat God neergelê het. God gaan nie net rekenskap eis van mense wat 'n mens doodmaak nie, maar selfs ook van diere. Het jy dit gelees in die teks? Selfs ook van diere wat 'n mens doodmaak. Dis nie om te sê diere is skuldig nie, is baie keer net in hulle natuur, of baie keer word 'n hond onnodig geterg, en hy word onnodig in 'n klein hokkie toegemaak, en as hy dan uitkom en hy byt 'n kind, dan wil hy die hond skiet, dan sê ek, dis so verkeerd, die hond, ek meen, dis nie reg dat hy die kind byt nie, maar die arme hond, jy weet, jy probeer regverdig wees, maar wat het hier die meeste waarde? Die mens. Die mens het altyd waarde. Een van die kommentators, Gerardus Vos, hy sê, as hy praat van God wat sê, hy sal selfs van diere die lewenseis wat hulle van mense neem, dan sê Gerardus Vos, it is not possible to tell with certainty how this law works itself out.
It has been suggested that every species of carnivorous animals is doomed to ultimate extinction. So een van die menings is, dalk gaan alle wilde diere dan uiteindelik uitsterf as gevolg van God se regverdige oordeel dat hulle mense doodgemaak het. Weet nie. 'n Mens se lewe is kosbaar. Mag nie geneem word nie. En die teks is duidelik, die Bybel is duidelik. God eis aanspreeklikheid wanneer dit wel gebeur. As jy iemand moet skiet, as jy iemand gaan skiet, as jy iemand se lewe gaan neem of gaan beëindig, jy sal rekenskap gee. As baie daaroor te sê etiese sake, maar onthou net, jy gaan rekenskap gee. 2 redes word genoem. In die eerste plek, die solidariteit van die mensdom. Met ander woorde, hy sê in vers 5, die een teenoor die ander. Let op die woorde, die een teenoor die ander. In die Hebreë staan dit eintlik baie mooier uit. Hy sê, man's brother. Dit gaan oor, in die mensdom is daar 'n solidariteit. Dit beteken, die mensdom is broers. Ons kom almal uit Noag uit, ons kom almal uit Adam uit. So dis jou broer. In Genesis 4, toe die Here vir Kain en Abel gehad het, en hy vra vir Kain, waar is, hy het nie vir hom gevra, waar is Abel nie, hy het vir hom gesê, waar is jou broer? Nou dit was sy broer, maar dit is in die mensdom. Die tweede rede wat hy gee is, hoekom mag jy nie mense lewe neem nie? Hoekom is 'n mens se lewe meer werd as 'n dier se? Want die mens is geskape na die beeld van God, vers 6. Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word, want God het die mens na sy beeld geskape. Dis die primêre rede waarom die mens se lewe kosbaar is. Dis nie, vriende, verstaan my reg, omdat die mens verder gevorderd is op die evolusionêre piramide nie, soos wat die evolusioniste sê nie. Dis nie omdat die mens meer intelligent is, of omdat die mens iets kan bydra tot die samelewing, met ander woorde, meriete gedrewe keuses wat gemaak moet word nie. Nee, dit gaan bloot net oor die beginsel. Hier's 'n belangrike kwessie wat aangeraak word. Baie mense wonder, na die sondeval, is die mens nog steeds geskape na die beeld van God? Ja, hier is ons in 'n sondige wêreld, na die sondeval, Noag en sy seuns, en God sê, want die mens is geskape na my beeld. Adam was geskape na die beeld van God, hy het daai beeld geskenk met die sondeval, maar is nog steeds die beeld van God. God se beeld is in die mens, geskenk deur die sonde, gebroke, ja, maar nog steeds geskape na die beeld van God. Na die vloed, na die sonde, na alles wat mense deurgaan, selfs al is jy hoe goddeloos, jy is nog steeds 'n beelddraer van God. Daarom moet elke mens, ongeag jou status, ongeag of jy kan iets bydra, ongeag of jy intelligent is of nie, jy word met liefde en respek en waardering behandel. Hoekom? Want die mens is na die beeld van God geskape. Ewe skielik verander dit die siening van ons wat ander mense sleg sê, né? As jy dink 'n ander ou is 'n idioot, dan word jy vinnig tereggewys om te sê, maar hy's geskape na die beeld van God. Ja, sonde het hom geskenk, soos wat sonde my geskenk het, maar wees versigtig. Dis 'n mens. Dis 'n mens, die beelddraer van God. Om 'n mens se lewe as heilig te ag, is om God se beeld in die mens te eer. Om 'n mens se lewe as heilig te ag, is om die skepper van daai mens se beeld te eer. Matthew Henry het gesê, man is a creature, man is a creature dear to his creator, and therefore he must be dear also to us. God put honor upon man, let us not then put contempt upon him. Ek dink een van die kragtigste boodskappe wat die kind van God vandag kan uitdra, is om te wys, mense het spesiale waardigheid nodig as die beelddraers van God. En kan ek dit vir die baie prakties maak? Dit beteken, of dit die kelnerin is in die restaurant waar ek eet, wat dalk 'n foutjie maak, wat dalk nie
goed geluister het nie, of dit die teller is waar ek iets gaan koop by Pick n Pay of by Spar. Dis 'n mens, geskape na die beeld van God. En 'n mens het eerbied, waardigheid en liefde nodig. God wil hê, ons moet dit vir mense gee. Nou dat elke mens intrinsieke waarde het, kosbaar is nie net omdat hulle kan bydra tot die samelewing nie, nie net omdat hulle iets kan doen om by te help nie, nie net omdat hulle intelligent is of wat, nee, ou mense, swak mense, mense wat om een of ander rede dalk nie kan werk nie, kwadropleeg, maak nie saak nie. Mense is mense. Weerlose mense, swak mense, hulpelose mense, almal is mense. Weet u, die Bybel sê, dis waar God se hart lê. Kan ek hier vanoggend skok? Die ouens wat ons baie keer afskryf en sê, ag, weet, dis maar net 'n straatveer, dis waar God se hart baie keer lê. Hoor wat sê Psalm 82 vers 3 en 4. Doen reg aan die swakke en die wees. Die swakke is daai ouens wat vir homself niks kan doen nie. Die wees is weeskinders wat nie 'n ma of 'n pa het nie, wat net absoluut oorgegee is aan noodlot. Gee aan die ellendige en die arme sy reg. Red die swakke en behoeftige, bevry hulle uit die hand van die goddelose mense. God stry vir die wees en die weduwees, en hy wil hê ons moet praat vir diegene wat geen stem het nie. Hy wil hê ons moet optree op 'n manier dat ons eerbied, waardigheid wys aan alle mense, want hulle is na die beeld van God geskape. Bring my by die laaste gedagte. Die mens se nuwe autoriteit in die samelewing. Die mens se lewe is waardevol, maar nou gee God vir die mense autoriteit. Ons het gesien hoe God 3 keer gesê het, hy sal rekenskap eis, vers 5. Maar wat julle eie bloed betref, dit sal ek eis. Van al die diere sal ek dit eis. Ook van die mens, van die een teenoor die ander, sal ek die siel van die mens eis. 3 keer. En dan sê hy vers 6. Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word, want God het die mens na sy beeld gemaak. Sommige ouens sal sê, maar dit klink 'n bietjie kontrasterend. Dit klink nie produktief nie. As 'n mens doodmaak, sê God, dan moet hy doodgemaak word deur die mens. Is dit nie 'n bietjie, nou het hy bloed vergiet, nou moet daar weer bloed vergiet word. Dis wat die Bybel sê. Dis wat die Bybel sê. Hier word die mandaat gegee vir menslike regering op aarde vir die doodstraf. Nou weet jy wat is my standpunt oor die doodstraf? Ek skaar my stem by dit wat die Bybel sê. Die instelling van die doodstraf vir moord lei tot die noodsaaklikheid van regerings en autoriteite om die straf, om die regering se wette te vestig, om wette in orde te handhaaf. Regerings se hoofsaaklike taak, hulle hooftaak, is om te verdedig en te beskerm en te straf wanneer mense se lewens geneem word. Dis die hooftaak. Nou as jy 'n regering het, want dan moet 'n regering wees wat die wette maak. Ons weet ons 'n wet is net so sterk soos die regering wat dit toepas. As jy 'n regering het wat die wette maak en die wette is volgens die skrif, dan moet die regering die doodstraf toepas soos wat die Bybel dit gee. Daarom moet daar 'n regter wees of 'n magistraat. Polisieman. Dis alles dinge wat deur die regering daar gestel moet word sodat wet en orde gehandhaaf kan word, sodat ons beskerming kan vind. Hoekom? Om geweld te bekamp. Verder, omdat daar ander groepe of ander mense is wat nie hierdie beginsels eerbiedig nie, wat boos is en hy wil my land kom vat, of hy wil my huis kom vat, of hy wil wat ook al, en dan wil hy my vermoor in die tussentyd. Nou sê die Bybel, daarom moet so mens het nie die reg om te lewe nie. 'n Mens wat bloed neem, moet met die dood gestraf word. Die regering moet jou beskerm. Nou die slegte nuus vir een vir my is, dit vereis, as daar 'n regering moet wees met regeringsamptenare, dan vereis dit dat ons belasting moet betaal, want iemand moet dit betaal. Iemand moet betaal vir dit wat hier gebeur. Vriende, dit is God se autoriteit. Dis hy wat hierdie autoriteit instel. Dis
dat die regerings hulle Godgegewe taak moet verrig. Sonde het dit nodig gemaak om 'n stelsel daar te stel om ons te beskerm. Nou iemand moet die mag kry om te sê, dit mag jy nie doen nie. Iemand moet 'n wet daar stel volgens die skrif, wette om te sê, hierdie is verkeerd, jy sal gestraf word. Jy gaan beboet word, of jy gaan tronk toe, of jy sal met jou lewe hiervoor boet. En daai iemand, Romeine 13, is Paulus besig om 'n baie uitgebreide, baie groot kommentaar, 'n goeie kommentaar te gee oor die mandaat van aardse regerings. En weet jy wat is sy hoofbron wat Paulus gebruik? Ons gedeelte. Hierdie woorde van God. Ek lees vir die Romeine 13 vers 1. Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is. Want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is deur God ingestel. Paar oorslaan, kyk na vers 4. Want hy praat van die regter, die ou wat die autoriteit het. Hy is 'n dienaar van God, jou ten goeie. Maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard, nie verniet nie, want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. God gee die swaard aan die regering om mense te straf. Nou die swaard is nie om vir ou te sê, jy het nou iemand vermoor, so ons wil jou nou leer hoe om iemand nie te vermoor nie. Dis nie wat jy met 'n swaard doen nie. 'n Swaard gebruik jy om iemand mee dood te maak. God sê, hy gee hom die swaard. Dis die doodstraf. 'n Groot deel van die regering se taak is om moordenaars met die dood te straf. Sien nie op watter stadium ons nou al is, hoekom daar frustrasie is? Vers 6. Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word, want God het die mens na sy beeld gemaak. Mense sit hier vanoggend dalk nog in hierdie gehoor en sê, dit klink vir my 'n bietjie erg. En ek is glad nie 'n ou vir geweld nie. Ek weet daarom nie of dit reg is om, jy weet, die doodstraf, is dit nie 'n bietjie te erg nie? Nee. Ek is ook nie 'n ou van geweld nie. I'm a lover, not a fighter. Maar om verskeie redes word die doodstraf, en ek het my woorde mooi getel, die doodstraf word beveel. Nie voorgestel nie, beveel. Moord is so 'n gruweldaad voor God, dat dit met die doodstraf vergeld moet word. Die ironie is, ons het die mens nou so verhoog, dat hulle nie meer wil luister wat sê God nie. John Murray skryf oor die gedeelte, hy sê, God's purpose was to provide safeguards by which the life of man is to be protected. The retributive sanctions have the effect of discouraging and inhibiting invasions upon the sanctity of man's life. Sien nie wat hier gebeur, daar is selfs Christene wat teen die doodstraf, Christene wat sê, Christene is mense van vrede, so ons wil die doodstraf afskaf. Luister, God het gesê, die doodstraf moet daar wees. In hulle pogings om teen die doodstraf op te tree, het hulle eintlik nie die mense lewe belangrik gemaak nie, hulle die mense lewe minder werd gemaak, as dit vir die sin maak. Dis die hele rasionaal van hierdie gedeelte. Hulle meen dat hulle teen bloedvergieting is, daarom wil hulle die doodstraf afstel. Maar die probleem met die standpunt is juis dat dit teen die duidelike voorskrif van die Bybel is. Sommige mense dink dit was ook net vir Noag se tyd, maar hoor wat sê Romeine 13 vers 4. Ek het vir julle gesê, hy dra die swaard. God het gesê, hy dra die swaard. En Paulus skryf in die tyd waar Nero op die troon gesit het. 'n wrede, goddelose, ek dink partykeer hy was kranksinnig, maar 'n ou wat die swaard gedra het, en God het vir hom die swaard gegee. Hy het gedink hy's God. Maar dit was God se autoriteit. En Paulus skryf dit in daardie tyd. Hier is baie implikasies wat hieruit vloei in ons teks. Ons kan nou nie met almal praat nie, maar ek wil vir julle sê een van hulle is: dit laat nie ruimte vir Christelike passifisme. Weet jy wat is Christelike passifisme? Daar's geen ruimte vir 'n Christen om te sê, wel, ek is 'n liefhebber van vrede, so ek wil nie die doodstraf hê nie. Of ek is 'n Christen, so ek gaan nie weermag toe nie, ek gaan ook nie veg nie, en ek glo ook nie 'n mens moet 'n geweer hê nie. Dis Christelike passifisme.
Die mooiste beeld wat ek altyd gebruik is, Kent Hovind wat gesê het, God het vir 'n bees horings gegee, en 'n bees het nie horings nodig om gras te vreet nie. Hoekom gee God vir 'n bees horings? Dit is om die leeu te leer om nie op sy rug te spring, as hy aangeval word nie. Dit is waarom u en ek gewere kan hê, waarom ons na die regters toe kan gaan, waarom ons nie jellyvisse is nie, maar ons kan sê, ek het nogtans regte om op te staan, sou ek aangeval word, sou my lewe in bedreiging kom, ek is nie 'n passivus nie, ek gaan nie sit en sê, hier is ek is 'n Christen, kom val my aan nie. Ek is lief vir vrede. Maar daar's 'n einde aan hierdie beginsel. Wanneer jy my aanval, dan moet jy vat wat na jou kant toe kom. Ek gaan nou nie veel meer daaroor sê nie. Wapens, groot tema van ons dag, né? Wapens is vir die bevordering en die beskerming van die heiligheid, die waarde van 'n lewe. In die verkeerde hand is dit dalk nie so nie. En ek vir die stukkie van my hart deel. Ek sit 'n bietjie met 'n frustrasie vandag. Ek sukkel om 'n wapenlisensie te kry. Hoekom moet ek so sukkel, maar al die boosdoeners loop met die onwettige wapens rond? Ek gaan nie politiek praat nie, maar dis 'n frustrasie. Ons mag wapens hê. Ons mag onsself bewapen. Radikale liberale ouens sê, sal dit nie net beter wees om sonder 'n regering te wees nie? Soos wat nou gaan is dit chaos, sal dit nie beter om sonder 'n regering te wees nie? Nee. Genesis 9 vers 5 en 6 sê nee, dit sal nie beter wees nie. Ons moet 'n regering hê. Die regering moet net begin doen wat hulle moet doen. Aan die ander kant van die spektrum wil ek ook net vir u sê, die staat is nie soewerein nie. Die staat is onderwerp aan God se autoriteit. Die woorde wat ek nou sê, ek is bly dit word opgeneem, want ek gaan dalk later weer moet terug verwys hierna. Ek het dit al gesê en ek sal dit nog altyd sê tot die basynblaas sal ek dit sê. Dan mag in ons land 'n tyd aanbreek waar die regering ons gaan verbied om ons godsdienst te beoefen. Na wie moet ons luister? Dan luister jy na God. God se gesag, dan die regering se gesag. As die regering se wette, en ek gehoorsaam die regering se wette, sover ek bedoel ek betaal tot my TV-lisensie. Dis omtrent die ergste, ek stop by 'n stopstraat, ek doen wat reg is. Maar as die regering 'n wet uitvaardig wat my verbied om God te aanbid, wat my weerhou om my godsdienst uit te oefen, wat teen God se woord is, wie moet ek gehoorsaam? Dan gehoorsaam jy God. James Montgomery Boyce het gesê, since the state has been established by God, it is responsible to God. Ons regering gaan verantwoordelikheid hê voor God. Elke besluit, elke wet, elke saak. Hoe ironies net dat regerings wat die doodstraf afskaf, gewoonlik as gevolg van humanistiese redes, juis die waarde van 'n lewe verlaag. 'n Laaste aanhaling, ek is jammer vir die baie aanhalings, dis ongelukkig 'n baie tegniese onderwerp. R. Kent Hughes, 'n goeie kommentaar oor Genesis. The requirement to shed the manslayer's blood, die mandaat wat ons het, of die vereiste sê, wat van die doodstraf. The requirement to shed the manslayer's blood was meant to protect human life. To ignore God's teaching is to descend ever more into a society of violence. Is dit wat ons beleef? Gisterand het die skote in Westering geklap. Ek weet nie wie van u dit gehoor nie. Ons lewe in 'n samelewing van geweld. Maar die regering sê, weens humanistiese redes, wil hulle nie die doodstraf daar hê. Dis 'n probleem. Dis 'n groot probleem. Dit het ons gebring in 'n samelewing van geweld. Dis presies wat ons vandag sien. Dit word gesê dat jy die waardes van 'n samelewing kan bepaal deur te kyk, hoe behandel die samelewing die weerloosste mense. Dis die ou mense, die swak mense, die ongebore mense. Ons gaan 'n toets dop.
ons gaan 'n groot toets dop as ons voor God moet staan. Dis die kwesbaarstes onder ons. Die saak wat ongelukkig agterweë bly in ons kultuur, is die waarde van 'n lewe. Hoe moet ons as kinders van God optree? Hoe moet ons wegstap van Genesis 9 af vanoggend? Sê, maar wat wil die Here hê moet ek doen? Ek wil vir u sê, in die lig hiervan moet ons lig laat skyn om te wys, jou lewe is kosbaar vir God. Almal se lewe, die mens se lewe is kosbaar, diere se lewe is kosbaar. Wys aan die wêreld hoe lyk waardigheid, hoe lyk respek, hoe lyk liefde as 'n lewenstyl. Vanoggend 'n grappie gemaak in die konsistorie, as 'n ou man inkom, staan op. Staan op as jy hom groet. Die Bybel sê, staan op vir die grysaard. Hê respek vir die ou mense. Dis hoekom dit vir my nog steeds baie moeilik is om vir party van die ouer mense op hulle name te noem. Ek wil maar nog oom en tannie. Dis hoe ons grootgemaak is. Ek dink dit is 'n goeie ding. Dis 'n Bybelse ding. In die kerkgeskiedenis is daar soveel bewyse dat waar die Christelike waardes staan, die samelewing is nie net gesond nie, maar 'n samelewing word gebou, sterk gemaak. Weet jy, in die vroeë Christelike kerk, ek praat van die 1ste eeu na Christus. As jy gaan kyk na die kerkgeskiedenis en kyk na die statistiek, die meeste gemeentes het baie meer vroue gehad as mans. In Rome, in Klein-Asië, in al die gebiede van die destydse wêreld. Weet jy hoekom? Dis interessant. Gaan lees 'n bietjie dan, of moenie my woord glo nie, gaan lees dit op. Die meeste gemeentes was oorheersend vroue. En die ouens sê vandag, wel, dis maklik, 'n man wil eintlik net nie kerk toe gaan nie. Ons hou nie af van ons stil te sit, niks te doen nie. So eerder in die garage werk. Dis nie waar nie. Weet jy hoekom was dit so? Volgens die korrupsie en die permissiwiteit, die immoraliteit van die Romeinse ryk, was 'n dogtertjie, 'n baba dogtertjie, was niks werd nie. En die Romeine het dikwels, as daar 'n baba gebore is en dis 'n dogtertjie, het hulle haar net iewers gaan neersit. In die bosse, in die veld. Raai wie het daai kindertjies gaan soek, gevat, grootgemaak? Die kerk. Die Christene. Die Christene was 'n vloekwoord in die 1ste eeu na Christus. Dis hoekom hulle uitgeskel het om sê hulle is Christene in Antiochië. Hulle was weird, hulle was hierdie mense wat net nie ingepas het by die wêreld nie. Dit was mense wat lewens liefgehad het. Daarom was daar baie meer vrouens in die kerk as mans, want hulle het al die Romeinse vroue grootgemaak as hulle eie. Baie dikwels het dit so gebeur. Ek wil vir u sê, as ons hier wegstap vanoggend, dink aan die beginsel wat die Here vir ons leer in Genesis 9 vers 1 tot 7. 'n Lewe is kosbaar vir die Here. Volgende keer, as jy in die poskantoor jou e-mail verloor, en Arper daarvan gepraat nou, as jy nou dink hieraan. Dis 'n lewe. Ja, hy's sondig. Ja, hy's dalk dom. Ja, hy's dalk swak. Ja, hy's dalk alles. Ja, daar's baie verskonings, maar hy's 'n mens. 'n Mens na die beeld van God gemaak. En in hulle swakheid, in hulle armoede, in hulle weerloosheid, in hulle ellende, moet ons besef, dis 'n lewe. Ek staan nie apart van u vanoggend as ek hier staan en preek nie. In ons land, in ons situasie, verg dit wysheid. Ek bid gereeld vir wysheid. Wanneer hulle staan en bedel, en wanneer hulle swaar kry, en wanneer hulle, want jy kan onmoontlik altyd help. Buiten die feit dat jy nie kan nie, ek glo baie keer is dit net slegter om te help as om, en help in aanhalingstekens, as om nie te help nie, want jy help hulle baie keer van die wal af van die sloot. Ons het wysheid nodig, maar nogtans, vriende, dis 'n lewe, dis 'n lewe. Noag en sy gesin stap uit hierdie nuwe lewe en God sê, hier's die beginsels. 'n Dier se lewe is kosbaar, maar hele lewens, die mens se lewe is kosbaar. Hulle word geseën en God wil hulle beskerm, hy gee sy wette, sy beginsels. Maar dit laat ons dink. Min het Noag besef, eeue daarna, gaan God die lewe eis. Die lewe van 'n onskuldige mens eis.
om my te kan vrykoop. Ek daag U uit om vir my 'n groter daad van onreg te bring as die Here Jesus se kruisdood. Enige iemand wat iets oorkom in ons lewe, kan jy sê wel, ons verdien die dood. Maar Jesus was onskuldig en tog het sy lewe het God geëis. God het dit geneem. God het sy lewe geneem, sy eie seun, die beste wat hy kon gee, om jou en my te red. Dis al hoe ons gered word. Geloof in die Here Jesus. Die grootste seën wat die wêreld ooit kon kry, was daai een man met 'n hoofletter, Jesus. Hy's gebore om te sterf. Onthou ons nader Kersfees. Hy's gebore met die uitsluitlike rede, hy moes 'n liggaam hê soos ek, vlees en bloed, sodat hy kon sterf. Dat hy die offer kan wees om my te red. En ons moet dit nooit vergeet nie. Dit gekoppel aan dit waaroor ons vanoggend gepraat het, laat jou anders dink oor die wêreld. Dit laat jou anders dink oor jou buurman. Dit laat jou anders dink oor die ou saam met wie jy werk, of die kelnerin, of die teller daar by die poskantoor of by die winkel. Mag die Here ons help om te besef hoe kosbaar is jou lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, U is vir ons 'n groot seën. Alles wat U doen is goed. Alles wat U gee is reg. Dit wat U ons leer is so bemoediging, veral in ons dag. Maar bo alles, hoe kan ons U ooit dank vir U kruis? Ons wil U eer vir dit wat ons hier kan geniet, om Sondag vir Sondag te kom sit en te kan indrink van dit wat U vir ons leer uit die Bybel. Baie van hierdie dinge is dalk ou goed wat ons al baie keer gehoor het, maar dis goed om dit weer te hoor. Dis goed om opnuut daaroor te dink. Dit verander ons perspektief, dit verander ons harte. Dit gee vir ons 'n nuwe uitkyk op die lewe. En dis wat nodig is om te groei in Christus. Paulus sê ons moet vernuwe word na die innerlike mens. Sal U dit vir ons doen? Gaan voort met U goeie werk tot lof en eer van U naam. Amen.